Ok julle, ons gaan aan met Exodus 16, die kwartels en die manna, en die Sabbat. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn van Sin gekom, wat tussen Elim en die Sinaï gelê het. Op die 15de dag van die tweede maand, na hulle uittog uit Egipte land, en die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hier die hele vergadering van die honger te laat sterwe. En toe sê die hemelse Vader vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag sal hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Toe sê Moses aan Aaron, aan al die kinders van Israel, vanaand, dan sal julle weet, dat die hemelse Vader julle uit Egipte land uitgelei het, en môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die hemelse Vader sien, omdat hy julle murmureringe teenoor die hemelse Vader gehoor het, want wat is ons, dat julle teen ons murmureer. Daarop sê Moses, en dit sal gebeur, as die hemelse Vader julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, omdat die hemelse Vader julle murmurering hoor, wat julle teenoor hom gemurmureer het. Want, wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die hemelse Vader. Verder het Moses aan Aaron gespreek, sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel, kom nader, voor die aangesig van die hemelse Vader, want hy het julle murmureringe gehoor. En onderwou Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe, en met eens verskyn die heerlikheid van die hemelse Vader in die wolk. Ook het die hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet, en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet, dat ek, die hemelse Vader, julle God is. En in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het daar 'n woestyn iets gelê, wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, het hulle vir mekaar gesê, wat is dit? Want hulle het nooit geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die hemelse Vader julle gegee het om te eet. Dit is 'n saak wat die hemelse Vader beveel het. Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gommer vir elke persoon, volgens julle sieletal. Elke moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen. Hulle het dit ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die gommer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het, te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot môre nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het
daarvan dit laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle en hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte. En as die son warm word, smelt dit weg. En op die 6de dag het hulle 'n dubbel porsie brood ingesamel. 2 gommers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat die Hemelse Vader gespreek het. Môre is dit 'n rusdag, 'n heilige Sabbat van die Hemelse Vader. Wat julle wil bak, bak dit. En wat julle wil kook, kook dit. En bere vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebere tot die môre toe, soos Moses beveel het. En dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in dit gekom nie. Toe sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Hemelse Vader. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lank moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit die Sabbat. Dan sal daar nie wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat ek die Hemelse Vader julle die Sabbat gegee het, daarom gee julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is. Laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. Mense, dis maar die instelling van die Sabbat en net 'n idee van hoe dit eintlik werk. En die huis van Israel het dit manna genoem. En dit was 'n wit soos koriandersaad en dit het gesmaak soos heuningkoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Hemelse Vader beveel het. 'n gommer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik, gooi 'n gommer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Hemelse Vader neer, om dit vir julle geslagte te bewaar, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. So het Aaron dit voor die getuienis neergesit, sodat dit bewaar word. En die kinders van Israel het die manna 40 jaar lang geëet, totdat hulle in die bewoonde land gekom het. En die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land van Kanaan gekom het. En die gommer is die 10de 'n eva. Hoofstuk 17. Daarom het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Hemelse Vader van plek tot plek uit die woestyn van Sin getrek en laar opgeslaan in Rafidim. Daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Hemelse Vader? Maar die volk het daar gesmag na water en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons uit Egipte laat optrek en my kinders en my vee en om van die dors om te kom? Toe het Moses aan die Hemelse Vader aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En die Hemelse Vader het vir Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam
en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en dan sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. En die plek Massa en Meriba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, omdat hulle die Hemelse Vader versoek het, en deur te sê, is die Hemelse Vader in ons midde of nie. Oorwinning oor Amalek. En daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne om uit te trek, om te veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van ons God. En Joshua het dit gedoen, soos Moses aan hom gesê het, en om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron, Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste, maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, en een diskant en die ander aan die ander kant. So het hy sy hande dan vasgebly tot sononder. En Joshua het Amalek van sy volk met 'n skerte van die swaard 'n neerlaag toegebring. Toe sê die Hemelse Vader van Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek in die gedagtenis van die Amalekke onder die hemel heeltemal sal uitdelg. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Hemelse Vader is my banier. En hy het gesê, waarlik, die hand op die troon van die Hemelse Vader, oorlig het die Hemelse Vader teen Amalek van geslag tot geslag. Die besoek van Jethro, hoofstuk 18. Toe Jethro die priester van Midian, Moses se skoonvader, voor alles wat God aan Moses en aan sy volk gedoen het, dat die Hemelse Vader Israel uit Egipte uitgelei het Jethro, Moses se skoonvader, Sipora, die vrou van Moses geneem, nadat hy haar teruggestuur het. En haar 2 seuns, die naam van die een was Gersom, wat hy het gesê, ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land. En die naam van die ander was Eliezer, wat het hy gesê, die God van my vader is my hulp, en het my van Farao se swaard verlos. En Jethro, Moses se skoonvader, het met sy seuns en sy vrou na Moses gekom in die woestyn, waar hy by die berg van God met die laar gestaan het. En hy het Moses laat weet, ek jou skoonvader Jethro, kom na jou toe met jou vrou en maar 2 seuns en die 2 seuns en saam met haar. Daarop gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet, en hy het gebuig en hom gesoen. Hulle het na mekaar sy welstand gevra en in die tent ingegaan. Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat die Hemelse Vader aan Farao en aan die Egiptenaars ter wille van Israel gedoen het. Al die moeilikheid wat hulle op die land oorgekom het, en dat die Hemelse Vader hulle verlos het. En Jethro het hom verheug oor die goeie wat die Hemelse Vader aan Israel gedoen het, en dat hy hulle uit die land van die Egiptenaars verlos het. Daarop sê Jethro, geseënd is die Hemelse Vader, wat julle verlos het uit die hand van die Egiptenaars, en uit die land van Farao, wat die volk onder die hand van die Egiptenaars uit verlos het. Nou weet ek dat die Hemelse Vader groter as al die gode, naamlik die saak waarin hulle vermetel was teen hulle. Daarop het Jethro, Moses se skoonvader, 'n brandoffer en 'n slagoffers geneem tot eer van God. En Aaron en al die oudstes van Israel
het gekom om saam met Moses se skoonvader brood te eet voor die aangesig van God. En volgens die volgende dag het Moses gesit om reg te spreek vir die volk. En die volk het voor Moses gestaan van môre tot die aand toe. En Moses se skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy: "Wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen? En die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe." En Moses antwoord sy skoonvader: "Omdat die volk na my gekom het om God te raadpleeg. As hulle 'n saak het, kom hulle na my en dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van die Hemelse Vader en sy wette bekend maak." Maar Moses se skoonvader sê vir hom: "Die ding wat jy doen is nie goed nie. Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want die saak is te swaar vir jou, en jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my, ek sal jou raad gee, en die Hemelse Vader sal met jou wees. Wat jou betref, wees jy verteenwoordiger van die volk by die Hemelse Vader en bring jy die sake voor die Hemelse Vader. En onderrig hulle in die insettinge en die wette, en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan, en die werk wat hulle moet doen. Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat die Hemelse Vader vrees. Betroubare manne wat onregverdige wins haat, en stel die aan oor hulle owerste, oor duisende owerstes, oor honderde owersters, oor 50 en owerstes oor 10. En laat hulle voortdurend oor die volk die regspraak uitoefen. Al die groot sake moet hulle na jou toe bring, maar al die klein sake moet hulle self regspreek. Maak dit so en dit sal ligter wees vir jou. En laat hulle saam met jou dit dra. As jy dit doen en die Hemelse Vader dit jou beveel, kan jy dit uithou en sal jy ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplekke gaan. Moses het toe gaan luister na sy skoonvader en alles gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame manne uit Israel gekies om hulle as hoofde oor die volk aan te stel. Owerstes oor duisende, owerstes oor honderde, owerstes oor 50 en owerstes oor 10. En hulle het voortdurend oor die volk die regspraak uitgeoefen. Die moeilike sake het hulle na Moses gebring, maar in die alle klein sake self regs gespreek. Toe het Moses vir sy skoonvader laat gaan, en hy het na sy land getrek. Interessant, daai stuk van vers 20 af is maar 'n instelling van die, jy weet maar die ou wat die burgemeester is en al daai tipe goed. Die goed word nie uit ons duime uitgesuig is, maar goed wat nog van alle tye afkom. Net om te help, want jy kan tog nou nie elke liewe persoon se probleem aanhoor nie. En daarom is daar gewoonlik maar iemand wat dit onder jou eie mense is wat dit gewoonlik hanteer. En dis hoekom 'n boek soos Rigters, ek weet dis nou Rigters in Afrikaans, maar as jy die Engelse is dit judges, wat eintlik dan regters is, nie rigters nie. Wat beteken is, hulle het dan nie vermoë om te kan besluit oor die kleinigheid, goedjies, of verskille wat mense dan nou maar gewoonlik het met mekaar. Ok, kom ons gaan aan met hoofstuk 19. Aankoms by die Sinaï. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit die Egipte land, op dieselfde dag het hulle in die woestyn van Sinaï gekom. Hulle het by Rafidim opgebreek en in die woestyn van die Sinaï gekom, en in die woestyn 'n laar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg 'n laar opgeslaan, maar Moses het opgeklim na die Hemelse Vader toe. En die Hemelse Vader het hom van die berg af toe geroep en gesê: "So moet jy aan die huis van Jakob sê, aan die kinders van Israel, en verkondig: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op die arensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees,
wat die hele aarde is, want die hele aarde is myne. En julle sal my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Net daai stukkie wat ek nou gelees het, is ook nou nogal belangrik. Dat daar is 'n sekere volk wat uitverkies is, maar daar is voorwaardes daarvoor, en dit is die verbonde. En nou vat die verbonde wat nou gesluit is sover, is die besnydenis verbond, wat seker nou maar die belangrikste een is op hierdie stadium. So ja, dis belangrik dat mense net verstaan wat is die voorwaardes op die einde van die dag. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep, en hulle al hierdie woorde voorgehou, wat die hemelse Vader hulle beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die hemelse Vader gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde aan die volk aan die hemelse Vader oorgebring. En die hemelse Vader het met Moses gespreek, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die wolk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die hemelse Vader meegedeel. Verder het die hemelse Vader aan Moses gesê, gaan na die volk, heilig hulle vandag en môre, en laat hulle klere was, en hulle gereed hou teen die derde dag, want op die derde dag sal die hemelse Vader voor die oë van julle volk op die berg Sinaï afdaal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê, pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met die pyl geskiet word, of dit 'n dier of 'n mens is. Hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim. Toe het Moses met die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hulle klere gewas. En hy het aan die volk gesê, hou julle klaar, teen die derde dag, moenie naby die vrou kom nie. En op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en swaar wolke op die berg, en geluid van baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Moses vir die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gegaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die hemelse Vader in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van die oond, en die hele berg vreeslik gebewe. Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek, en die hemelse Vader het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die hemelse Vader op die berg Sinaï neerdal op die top van die berg, het die hemelse Vader Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. En die hemelse Vader het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk dat hulle nie aan die hemelse Vader toe deurbreek om te sien baie van hulle dan val nie. En ook die priesters wat naby die hemelse Vader kom, moet hulle self heilig, sodat die hemelse Vader nie teen hulle losbreek nie. Toe het Moses die hemelse Vader geantwoord, die volk kan nie op die berg Sinaï klim nie, want u het ons self gewaarsku en gesê, baken die berg af en heilig dit. Daarop sê die hemelse Vader vir hom, gaan heen, klim af, dan moet jy en Aaron saam met jou opklim, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die hemelse Vader toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim, en hulle dit aangesê. Kyk, hoofstuk 20, die wet van die hemelse Vader.
Toe het die Hemelse Vader al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Hemelse Vader, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag voor jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Daai vers 4 is vir my nog altyd 'n bietjie van 'n teerpuntjie, want en dis nou maar 'n vraag wat ek vir myself gestel het. Enige teken van die kruis ensovoorts, is dit nie dieselfde nie. Is maar net 'n vraag wat ek vra. Dink maar 'n bietjie daaraan. Want daar word spesifiek gesê, nie van wat bo in die hemel is nie, en ook nie wat onder op die aarde is nie. Maar net so vir interessantheid. Ok, ek gaan aan by vers 5. Jy mag jou nie voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek, die Hemelse Vader, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan die 1000de van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Hemelse Vader, jou God, nie uitelik gebruik nie. En nou, hier kom ons nou terug na die Elohim toe, né? En die tetragram, J-hy, H-hy, weer. Want die Hemelse Vader sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ons sal later bietjie lees hoe heilige mens die Sabbatdag. Hier word dit ook soort van bietjie gedek, maar nie heeltemal ten volle nie. 6 dae moet jy arbei en al jou werke doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Hemelse Vader, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaat, of jou vee, of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. So net op daai puntjie ook. So as jy die Sabbat wil heilig, en jy gaan koop vir jou 'n paai by Spar op Sondag, of Saterdag, of wat ook al jou Sabbatdag dan nou is, dan heilig jy hom nie. Want dit is die vreemdeling wat in jou poorte is. So belangrik om daai konsep te verstaan. En dis wat dit nou altyd so moeilik maak op die einde van die dag. Want in 6 dae het die Hemelse Vader die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Hemelse Vader die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy jou dae mag verleng, mag word in die land wat die Hemelse Vader jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaat, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Belangrik mense, ons dink baie keer is meer te doen met goed, maar is alles te doen met staf. Goed wat nie joune is nie. Ek gaan aan by vers 18. En toe die hele volk donderslae en blitse en geluide van die bassein en die rokende berge bemerk, het die volk dit gesien en gebewe, en op 'n afstand gebly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat die Hemelse Vader nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses, die volk, wees nie bevrees nie, want die Hemelse Vader het gekom, om julle te proef, en dat julle sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Belangrik daai om te verstaan, daar word later in die Bybel ook gesê, die begin van wysheid is die vrees vir jou Hemelse Vader. So het die volk dan op 'n afstand bly staan,
maar Moses het nader gegaan en na die wolke donkerheid waar die Hemelse Vader was. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses, so moet jy met die kinders van Israel spreek. Julle moet self gesien dat ek met julle van die hemel af gespreek het. Julle mag naas my geen silwergode maak of geen goue gode vir julle maak nie. 'n Altaar van grond moet jy vir my maak en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee, jou beeste offer. Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Maar as jy vir my 'n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klippe nie. Want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan is dit ontheilig. Jy mag ook nie met trappe na die altaar toe opklim nie, dat jy jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Ok mense, so die laaste stukkie is maar spesifiek, hulle het mos nie broeke gedra, hulle het mos ook rokstories gedra. So dit is die een deel daarvan, en dan interessant dat jy, dit is die uniekheid van die Vader, is dat jy nie hoef te gaan en mooi goedjies te bou nie, soos hy nou sê van die ystergereedskap. Dis nou iemand wat sê, kyk hoe pragtig is hierdie goed, en dit is nou tot sy eer en sy lof en al sy goeders. Maar luister wat hy daar sê, hy sê gaan bou 'n altaar, moenie dat jou gereedskap oor dit gaan nie, want dan ontheilig jy dit. So is nogal interessant dat hy dit sê. Mense, dit is, ek gaan tot so ver lees, ek wil net gou so vinnig ietsie net weer noem, ek wil net dit weer beaam. Onthou, as julle nou kyk hoe ek lees, die mense wat dalk volg in hulle Bybel soos wat ek lees, julle sal sien ek vervang die woord Here, want Here is 'n Baalse woord, dit verwys na Baal. Ons Hemelse Vader is nie Baal nie. Ek is wie ek is, J-H-W, en ek verwys ook nie na Jahwe toe nie, vir die eenvoudige rede dat ons het die klinkers ingesit. So, dit is maar weer 'n keer mense, maar net my opinie, maar julle moet maar net so kyk, en jy weet, dit so, maar jy weet, as julle volg, laat julle nou nie verlore raak nie. En dan die laaste ding is, soos wat ek sê, ek verwys na God, maar God is 'n titel, so dis die God van Abraham, Isak en Jakob. So hy is 'n God vir julle, daai tipe ding. So dit is, ek wil maar net dit weer beaam, dat die mense net verstaan, hoe ek wel dit lees. Ok julle, ons praat met die volgende een verder. Bye bye.